Nee, Philip, daar is nie nog 1 minuut oor nie. Dat is 1 minuut oor 9, ja. Nie? Ja. Gerda gaan 'n ou plekkie kry. Nou ja, as al die skape in die kraal is, dan kan ons seker maar die hek toemaak. Baie welkom vanmôre. Elkeen wat hier is, wat die moeite ontsien het om hier te wees nie. Saam met die ander gelowiges. Ons dank die Here vir nog 'n dag dat hy ons hierdie dag gegee het tot eer en verheerliking van sy naam. Kom ons sluit ons oë, dan gaan ons in gebed na die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons kyk na die afkondigings. Gemeente bidure, Sondag en Woensdag. Dan die vroue Bybelstudie en biduur Woensdagoggende hier by die kerk. Dan Goeie Vrydag is daar nagmaal. En pas Sondag begin die diens 9:00 en dan gaan geen aandiens wees nie. En dan maar net die tee en blomme rooster. Ja, en die verjaarsdag vir hierdie week. Maandag is Stefan. Stefan. Ek sien hom nou. Het is hy groterige jong man. Ja, ek sien hom. Ek sal nie met hom moeilikheid soekie. En dan Kiep is dan Dinsdag. Waar is die hoender? Hy is nog in die bed. En dan is het Vrydag, wat is John is dit? Is daar net een John? Oké, John die Baptiste. Daar is hy. Mag dit geseënde verjaarsdag wees en mag die Here julle seën en ons dank hom vir elke jaar en elke dag en elke minuut en elke sekonde wat hy by ons lewens voeg. Dit is genade op genade. Dan sit asseblief die selfone af. En die dankgebed vir die besoekers. Ons neem nie kollekte op nie, maar daar by die deur, by die uitgang is so 'n breinkussie, houtkussie, as julle wil 'n bydra maak, kontant bydra. Maar ons betaal maar in die kerk se rekening in, maar ons moet vir die Here dankie sê. Kom ons sluit ons oë. Here, U is die God wat voorsien in ons daaglikse brood. Alles wat nodig het, Here, kry ons uit U hande uit. En daarom kom ons vanoggend met dankbare harte om vir U dankie te sê. Allereers, Here, dat U ons Vader is. Dat U ons Here, ons Meester, ons Hoof,
en ons herder is. Baie dankie Here dat ons in alles ons toevlug na U toe kan neem. En weet Here, U voorsien aan dit wat U kinders nodig het. U sê ons hoef nie bekommerd te wees oor wat ons gaan eet of drink of aantrek nie. Want U weet wat ons nodig het. Dit is die ongelowige se bekommernis. Maar ons kyk na U hand, Here. Soos daar in Psalm 123 geskrywe staan, om vir ons te sorg. En ons weet, Here, ons kom niks kort nie, want U sorg vir ons. Dankie daarvoor. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die barmhartigheid. Baie dankie vir die ontferming. Amen. Voor ons by die skriflesing uitkom, wil ek daarom net baie welkom sê aan Johan en Anna dames, wat vanoggend vir ons bietjie gaan meedeel oor die werksamehede daar in Mosambiek. En ek weet nie, Johan, was dit jou laaste besoek of die voorlaaste besoek nie, het Johan vir my gesê, hy's 'n man wat oral welkom is. As by die manne of by die vroue. Want as hulle sê, ons gaan op 'n dameskamp, dan gaan hy saam. As hulle sê, die dames moet vorentoe kom, dan kom hy ook vorentoe. Want hy is ook 'n dames. So ja, baie dankie Johan. Ons sal dit waardeer om te hoor hoe die Here deur julle werk daar in Mosambiek. Ja, daar is nog 'n afkondigingkie. Solly het weer eens vir ons avokados gebring. Daar is 'n klompie in die voorportaal. Vat maar. En wag maar, hulle sê totdat hy swart is. Dan is hy nou reg en lekker om te eet. Ek weet nie, is daar nog 'n afkondiging wat ek mis? Ek glo nie. Kom ons gaan dan na die skriflesing. Jesaja 35 en dit lees as volg. Laat die woestyn en die doorland hulle verheug. Laat die Araba juig en blom soos 'n tulp. Laat dit welig blom en juig. Ja, met 'n gejuig en 'n gejubel. Die heerlikheid van die Libanon word daaraan gegee. Die glansrykheid van Karmel en Saron. Hulle sal die heerlikheid van die Here, die glansrykheid van ons God sien. Maak die slaphande sterk. Versterk die wankelende knieë. Sê vir die wat angstig is, hou moed, moenie bang wees nie. Kyk, hier is julle God, die wraak kom, die vergelding deur julle God. Hy is die een wat sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van blindes oopgaan en die ore van dowes sal oopgaan. Dan sal 'n verlamde spring soos 'n wilsbok, die tong van 'n stomme sal jubel. Want in die woestyn sal waters uitbars, strome water in die Araba. Die uitgedorde grond sal 'n vlei land word, 'n dorsland vol waterbronne. Op die lêplek van jakkalse waar hulle gaan lê het, sal daar gras met kalmoesriet en papyrus wees. Daar sal 'n gebande weg, 'n pad wees. Die heilige pad sal dit genoem word. Onreines sal nie daarop verbygaan nie. Maar dit sal vir die wees wat op die pad hou. Sotte sal daar nie ronddwaal nie. Daar sal geen leeu's wees nie. En roofdiere sal daar nie kom nie. Hulle sal nie daar aangetref word nie. Die wat losgekoop is, sal daar langs gaan. Die wat deur die Here vrygekoop is,
sal terugkeer. Hulle sal in Sion aankom met jubelkrete. Met ewige vreugde sal hulle gekroon wees. Blydskap en vreugde sal hulle oorweldig. En verdriet en 'n gesug sal wegvlug. Tot sover. Voordat Iwer die kinderstorie vertel, die kinders kan maar vorentoe kom. Kom ons onthou ook maar net vir Johan Meyer in ons gebede met die afsterf van sy suster in hierdie week. Dankie. Dit is my klank aan hier, is ek reg? Kan ons sommer eers net bid vir Johan Meyer en dan vir Anthony en Sharon. Hemelse Vader, ons kom dra hierdie broers en hierdie suster aan U op. In hulle tyd van droefheid met Johan wat sy suster aan die dood afgestaan het. Dankie vir die Heilige Gees wat ons trooster is en maak hom bewus van daai teenwoordigheid van U Gees wat altyd by hom is. Maar mag hy baie diep bewus wees daarvan nou. En so vir Anthony en Sharon ook met haar siekte. Ons bid baie spesiaal vir hulle, Here. U sal elke tree van hierdie pad saam met hulle stap. En U sal dit vooruitstap en vir hulle die spore uittree waarna hulle kan volg. Want U is 'n goeie herder en U het die skape lief. Dankie Here Jesus, U het dit vir ons gewys. Want die goeie herder lê sy lewe neer vir die skape. En ons bid dit ook hulle bewus sal wees van U nabyheid in hierdie pad van behandeling. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Okay. Die storie vandag is van die goeie saaier. Wat is 'n saaier? 'n boer? Ja, hy saai saaitjies. Soos as hy nou 'n koringboer is. Nou in daai tyd, vandag het hulle groot masjiene en allerlei fancy maniere om die goed te doen, maar in daai tyd dan vat die saaier, hy sit so 'n sak, amper soos jou ma se handsak, maar hy sit dit hier skuins oor sy skouer en dan al die saad is in die saadsak. En wat ek nou gehoor het is hulle breek nie eers die grond met 'n ploeg en dan saai hulle nie. Daai mense het eers gesaai en dan breek hulle die grond. So nou vat hy die saad so en dan stap hy nou so en dan gooi hy die saad en dan gooi hy die saad en hy gooi die saad en hy gooi die saad. En party van daai saadjies, dit val so waar sy voete nou geloop het en die grond is al hard getrap, vasgetrap. Ag, daai saadjies beteken niks, die voeltjies kom so agter hom. En dan land die vinke en mossies en ander voeltjies, dan land hulle so op die grond, vlieg dit op die grond en pik, 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 pik. Dan pik hulle al die saadjies op. En dan van die saad wat hy saai, wat hy nie kan sien nie, hy kan mos nie sien wat is onder die grond nie, nê? So wat onder die grond is, op een plek, dit is net so, as die grond nou hier is, nê, en jy loop nou so op die grond, net hier onder die grond, so eentjie onder, is daar 'n rots, maar hy kan dit nie sien nie. En so as daai saadjies nou in die grond ingaan, en hy gooi dit nat met water of dit reën, dan kan daai saadjies dit nie lekker diep wortels nie, want dit gaan in die rots vas. En dan groei dit vinnig op, en as die son skyn, dan vrek dit. Dan sien jy die plantjie maak so. Want sy wortels kan nie lekker diep gaan daaronder waar die grond klam is en nat is en die water tot diep gegaan het nie. En dan hou hy aansaai en hy hou aansaai en hy gooi weer op die grond die saad. En wat hy nie kan sien nie, is op 'n ander plek onder die grond is daar iets anders, ander saadjies. Wie wil raai wat se saadjies is dit? Dorings, ja, dorings en onkruid. So, as dit nou reën, dan groei daai doringplante en die onkruid groei baie vinniger as die koring, en dan groei dit so bo die koring, en kan die koring nie genoeg sonlig kry nie, dan vrek dit. En hy hou aansaai, en dan gooi hy die saad op goeie grond wat presies reg is vir koring. En dan groei daai koringplante, hulle wortels gaan lekker diep, hulle groei op, en groei en groei en groei en groei,
En as jy nou een saadjie geplant het, hoeveel koringplantjies kom op? Wel net een, maar hoeveel koring is op daai een plantjie nou? Op party het 30 koringkorrels op, party het 60, party het sommer 100 van een saadjie. En as hy klaar gesaai het in die dag, dan sê Jesus, dan gaan slaap die saaier en hy's rustig, want hy gaan dit mos nie laat groei nie. Wie van julle het al 'n saadjie geplant? OK. Het julle weer oopgegrawe om te kyk of dit groei? Ja, jy moenie dit doen nie. Dis dom. En so dis wat die boer doen. As die boer gaan saai het, dan weet hy moenie die grond heeltyd oopgrawe en kyk, groei dit al. Hy moet dit net los. Dis God wat die saad laat groei. Ons kan dit net plant en ons kan vir dit miskien water gee of ons bid vir reën. Maar dis net God wat dit kan laat groei. God se koninkryk is soos 'n baie klein saadjie. As jy hom so in jou hand hou, hy sal net so spikkel wees. Jy weet as jy in die skool in jou boek skryf of jy lees in jou handboek en daar's 'n punt aan die einde van die sin, hoe groot is die punt? So klein. En dis hoe 'n mosterdsaadjie is. 'n Mosterdsaadjie is baie klein, maar Jesus sê as jy daai saadjie plant, dan word dit die grootste plant in die hele tuin. En al die voëls kom soontoe en hulle maak neste in die mosterdplant. En dis hoe Jesus sê sy koninkryk is. Sy koninkryk is soos 'n man wat gaan saai. Wie's daai saaier? Wie dink julle is die goeie saaier? Ja, is Jesus, nee, is nie ek nie. Ek moet net vir julle sê wat Jesus sê. As ek preek en ek moet vir die kinders storie ook. En tannie Tammy, as sy vir julle in sonnaskool leer en tannie Beryl, hulle moet net vir julle sê wat Jesus gesê het in sy woord. En daai woord wat ons leer, wat ek nou gaan ek vir die groot mense preek. En vir die kinders, julle moet ook luister. En so as ek God se woord vir julle sê, die Bybel, dan is dit so saad wat ek gooi. En ek gooi die saad, dan's Jesus besig, want hy is die goeie saaier, dan gooi hy die saad van die woord, en hy gooi die saad, en hy gooi die saad, en ons lewens is soos daai grond. Party grond is baie goed, ander grond het dorings in, ander grond is, of daar 'n rots onder die grond is, jy kan dit nie sien nie, en ander van die saad wat so gegooi word, party mense luister nie eers nie, hulle dink, kan nie wag tot na kerk nie, want ons gaan lekker eet hê, of ons gaan braai, of ons het vriende wat by ons kom kerk, en dan luister hulle nie na God se woord nie. En dan is dit eintlik, die voëls is, dis soos die voëls vir die saad oppik, dis hoe die duiwel is. Dan sê hy moenie nou na die preek luister nie, dink aan daai nuwe speelding wat jy gekry het. Jy moenie nou na die preek luister nie, jou boetie irriteer jou, knyp hom. Ja. En dan wat die duiwel doen is, hy wil nie hê ons met God se woord hoor nie, dat dit nie ons lewens kan verander nie. Hy wil nie hê dit moet ons lewens verander nie. Hy wil nie hê ons moet in Jesus glo en verstaan en Jesus lief hê en hom volg nie. Ja. En dan, daai wat in die dorings geval het, dit is soos mense wat, hulle hoor die woord, en dan dink hulle, nee, ek kan nie wag tot ek weer gaan werk môre nie, dat ek kan geld maak. Gaan net vir hulle oor geld. En ander mense is te bekommer daaroor, as dit bietjie sleg gaan, hulle is so opgewonde, onthou hulle daai plantjie wat gegroei het so in die vlak grond, met die rots, groei vinnig, hulle is so, dit was so 'n goeie preek gewees, ek so bly om van Jesus te hoor, maar as hulle uitgaan, dan gebeur iets sleg miskien met hulle, of die duiwel versoek hulle, los maar die Bybel. Ek wou dit nou gelees het by die huis om meer te leer van, nee wat, ek het belangriker dinge om nou te doen. En dan wil hulle nie God se woord verder hê nie. En die wat die goeie grond is, dis daai mense wat, hulle hoor die woord, en dan dink hulle, ja, ek wil gehoorsaam wees, ek wil doen wat die Here vir my in sy woord gesê het, en hulle gehoorsaam hom, hulle glo hom. En dan daai ander enetjie wat ek gesê het van die mosterdsaadjie, wat Jesus bedoel het daarso is, die koninkryk het klein begin. Hoeveel disippels het Jesus gehad? Weet julle? Wie weet? 12. Ja, jy het nie eens jou hand opgesteek nie en jy weet. Was dit jy wat gesê het of jy? OK, ek kan my aanvat. OK. So hy het 12 disippels gehad. Hoeveel disippels het Jesus vandag? Baie. Miljoene. Ja, miljoene disippels.
So hoe het die koninkryk begin? Soos 'n klein mosterdsaadjie en hoe groot is dit nou? Soos 'n grootste plant in die tuin en dit sal nog groei. Okay. Adrian, wil jy in daai koninkryk wees? Wil jy 'n disipel van Jesus wees? Ja. En sorry. Okay, elke een van julle, Delano, Nicolaas, elke een van julle. Jesus roep julle en sê, volg my. Want hy het gekom om mense te red van hulle sonde. Al is jy klein. Okay, julle kan gaan sit. Goeiemôre gemeente, staan asseblief saam met ons en bring ons lof en eer aan hierdie wonderlike konferensie. Thank
Ons kom by Psalm 126 vanoggend. Psalm 126. En dis nou maar net 'n once-off, nee, vir vanoggend se geleentheid oor sending, wil ek net hierdie onder ons aandag bring vandag. En die tema wat ek gekies het hiervoor is, herstel ons, o God. Restore us, o God. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons hierdie woord nou kan ontvang. Dankie vir wat Johan met ons gedeel het, oor wat u besig is om te doen in Mosambiek, deur hulle bediening. En ek wil saam met Sean stem daar, Here. Hulle raak ook ouer en die dag gaan kom wanneer hulle nie meer op aarde is nie. Wie gaan dan aangaan met daai werk? So ons bid dat u arbeiders in die oes stuur. Die oes is groot, die arbeiders min. U het gesê ons moet bid tot die Here van die oes om arbeiders in sy oes te stuur. En ons roep u, Here. So roep u aan. Wil u nie asseblief hoor en nog helpers stuur, nog hande stuur wat daar met die werk kan help, wat bereid is om nie 'n gemaklike lewe te lei nie, wat bereid is om in moeilike en selfs gevaarlike omstandighede te werk, sodat verlorenes gered mag word. Ons bid dat u dit sal doen en bid ook dat u ons ore nou open vir nog 'n 25 minute of so, om te hoor wat u vir ons gemeente ook wil sê deur die woord vandag. In Jesus naam, amen. So daai tema, herstel ons, o God, dit kom nou uit die Psalm uit, jy sal dit sien as ek dit lees, maar 'n klomp jaar terug, hierdie was in die jaar 2003, toe, wat gebeur het in ons assosiasie van gemeentes, dan elke jaar dan kies hulle nou 'n president, ek weet die AGS het dit ook, nee? So dan kies hulle 'n president, so dis nou maar die ou wat die gemeentes moet aanmoedig vir die visie wat ons het as 'n assosiasie. En die jaar kies toe 'n tema, herstel ons, o God. En toe sy oorlede in haar jaar. Hy het siek geword, sommer baie vinnig gebeur. En toe sy oorlede. En so hy het nie eers sy, kom ons sê nou termyn, sy jaar klaar gemaak as president nie. En toe die ou wat nou visiepresident was, hy het toe nou aangegaan. En toe het hy daai selfde tema gehou, hy het net die woordjie asseblief bygevoeg. Sê, herstel ons asseblief, Here. Herstel ons, o God. So dis dan die tema hier. Volg saam met in die Psalm 126, 'n pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom. Daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groots aan ons gedoen. Ons was verheug. Verander weer ons lot, Here. Anders gestel, herstel ons, o God. So stroombeddings in die Negev. Die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Die draer van die saadsak, wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete, terwyl hy sy gerwe dra. So 2 woorde, wat ek gaan neem uit die Psalm. Die Psalm deel mooi op presies in 2, vers 1 tot 3, vers 4 tot 6. 2 woorde wat ek hier uitvat. Eerste woord is heimwee, nostalgia, nee. So heimwee, dis wanneer jy nou sterk terugverlang na jou tuisland of tuisdorp of 'n tyd in jou lewe. En die tweede woord is hoop. Heimwee en hoop. So heimwee vers 1 tot 3. Nou wanneer hy sê in vers 1 hier, toe die Here ons die lot van Sion verander, letterlik in die Hebreëus sê dit, toe die Here die 7 van Sion terugbring. Nou 7 weet ons in die Bybel dikwels die volmaakte getal, volkome getal, nee. So wat hy sê is, toe die Here ons heeltemal herstel het, want hulle was vir 70 jaar in Babylon gewees, wat hulle gevangenes was, nou kom hulle terug, na 70 jaar kom hulle terug Sion of Jerusalem toe, en jy moet nou onthou, party van hierdie mense het Jerusalem laas gesien toe hulle kinders was. Jy kan jou net indink, dat hulle terugkom. Dis hoekom vers 1 sê, toe dit gebeur het, ons was soos mense wat droom. Is so onwerklik geweest. Ons kon dit nie glo nie. Ons is terug by die huis. Na 70 jaar. En hulle onthou wat gebeur het. Vers 2.
Ons monde was met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Onder die nasies is gesê, die Here het iets groots vir hierdie mense gedoen. En sê, ja, die Here het iets groots vir ons gedoen. Ons was verheug. So hulle onthou dit was voorheen. Hulle onthou Israel se geskiedenis, hoe die Here hulle uit Egipte verlos het. Hulle was slawe daar. En hulle kom deur die woestyn, hulle deur die Rooi See gekom, die Here het die see oopgemaak, het hulle vyande verdrink. Hulle onthou die Here die volk gevoed het, met manna uit die hemel, kan jy dit dink? Jou kos kom nie van Checkers af nie, maar uit die hemel uit. Nee, natuurlik, die Here gee vir ons, selfs al kom dit deur Checkers, maar dit val net so, hier val jou kos uit die hemel uit, elke dag. Hulle onthou wat die Here gedoen het vir sy volk. Hulle onthou hulle in die land van melk en honing gekom het. Hulle onthou die tyd van Dawid, toe die Here se vyande, die Filistyne en die Ammoniete en die Moabiete, hoe daai Filistyne onderwerp is aan Israel. So God oorwin die vyande en Dawid het die dapper koning en hy is nog handsome ook. En onthou die goue era van Israel, 'n tyd waar daar nie meer oorlog is nie, waar Salomo regeer. Wat beteken Salomo? Shalom. Nee, selfde, dis vrede. Dis 'n tyd van vrede. En die tempel word gebou met kosbare stene en dit word met goud oordek aan die binnekant, die vloere en die mure wat van sederhout gemaak is en net fantasties hoe die volk bymekaar kom. Elke man sit onder sy eie vyeboom in die oggend in stilte tyd hou en elkeen het sy eie wingerd by die huis. Jy eet sommer die druiwe wat in jou tuin groei. Wat 'n wonderlike era, wat 'n wonderlike tyd was dit nie gewees nie. En toe dinge maar skeef geloop, maar hulle onthou weer tye van oplewing. Hulle onthou weer tye wat koning Hiskia regeer het, en hulle weer fees gevier in Jerusalem, en toe koning Josia, wat die beste koning was, wat Israel ooit gehad het. En nou, wat sien hulle nou? Ja, nou herbou hulle daai tempel, hulle het nou net die fondasie gegooi, en daar is so 'n groot gejuig, of is dit 'n gejuig? Nee, ons weet nie eintlik nie, want party juig en party huil. Want die wat huil, sê Esra 3 vers 12, is die wat daai eerste tempel gesien het, Salomo se tempel. Nou bou hulle hierdie tempel, Haggai 2 sê, het lyk so treurig, het lyk so bejammerenswaardig, dit lyk so in Engels pitiful. En kyk hierdie gebou wat ons onthou Salomo se tempel. En so dis in hierdie konteks wat hierdie Psalm vers 2 sê, ja, ons monde was met gelag gevul, ons was bly om terug te kom, ons het hoe dinge was. Jy weet jy, ek het al vir julle voorheen vertel, ek onthou hoe dinge was toe ek 'n kind was, van 12-jarige ouderdom tot matriek, maar veral die jare van 12 tot so 16, 17 jaar oud. Die gemeente waar ek groot geword het, daar was 'n tannie in ons gemeente, Tannie Marie. En nou Tannie Marie, sy het by die universiteit gewerk, die Universiteit van Wenda. Dan nooi sy daai mense wat van Europa kom klas gee dan. Want hulle bly nou in Suid-Afrika, en nooi sy die Bulgare kerk toe, kom. Dan kom hulle tot bekering. En dan nooi sy die Russe kerk toe, en sy nooi die Finne, mense van Finland. En ek het voorheen al vir julle gesê, al die nasionaliteite, klein gemeente, 60 lidmate, 11 nasionaliteite in een gemeente. Man, hulle kom tot bekering. Die Here red hulle. Ek onthou daai die vreugde van saamkom, die blydskap van saamkom. Daar was ook Evos in ons voorportaal. En blaarslaaie en pompoene wat die boere bring, en almal deel met mekaar. Ag, die vreugde jare, en hoe die Here die gemeente geseën het. En ek onthou 2019 in Kempton Park Baptiste Kerk. Man, die blydskap, julle onthou die Bybelstudies, nê? Daai Bybelstudies so vol was, en ons onthou die bidure, wat ons nou vanoggend weer gehad het, dat daai gebedskamer het te klein geraak, en toe moes ons 'n oorvloei hê. En toe het ons die volgende kamer ook 'n gebedskamer gemaak. En ons onthou lockdown in 2020 en 2021. Vir al daai 2020, hoe ons na mekaar se huise toe gery het, ons kan mos nou nie saamkom nie. Dan ry ons na mekaar se huise toe, en mense gaan laai hotdog buns of rolls af, en mense gaan laai sjokolade vir mekaar af. En mense gaan laai geskenke vir mekaar af, en ons is so graag by mekaar wees. En ons onthou daai jare met die bidure aanlyn, want nou het ons nie meer bidure hier nie, maar nou het ons aanlyn bidure. Man, en die mense skakel in, en die bidure word 1 uur en 45 minute soliede gebed. Een na die ander wat net wil bid, en ons roep die Here aan.
En ons onthou daai nagmaal wat ons gehad het, net toe ons ook terugkom. Saam as 'n gemeente, die vreugde wat ons gehad het, sommer 2 oggenddienste begin. Ag, daar was ook nou maar die stories rondom COVID, nee. Maar die blydskap en wanneer mense siek geraak het, hoe het ons vir mekaar gebid en Rolf wat in die hospitaal beland het en ons onthou Melvin, hy's nou by die Here. Maar ons onthou daai vreugde jare en die uitreike, onthou julle dit? Want ons het Saterdagoggende by mekaar gekom hier, ons het eers strate toe gegaan en straat evangelisasie gaan doen, maar later gevoel dis oneffektief en toe beland ons by mes, wat ons elke Saterdag Bybelstudies daar gaan hou saam met hulle en die woord van die Here daar deel. Dit was kosbaar en seker 'n klomp ander goed wat ons kan onthou en kan noem. Die ouer mense, as jy nou lank in die Baptiste kerk is, en wat 'n denominasie ook al, maar jy onthou goue jare, jy onthou goeie tye, jy onthou tye van bekerings. Verlede jaar, toe ons by ons jaarlikse vergaderings van die assosiasie, toe staan 'n ou oom op, en hy is toe nou al 93, en hy was by die vergadering, en toe vertel hy ons van daai jare, man die bekerings, Primrose Baptiste Kerk hier in Germiston, wat hulle 'n Sondagskool het, nou onthou nou, die van julle wat nie baie jare in Baptiste kerke is nie, vir julle is 100 en 200 en 300 min, maar vir Baptiste kerk was dit baie. So die Sondagskool by Primrose, 180 kinders in die Sondagskool. Ja, nou vertel hierdie mense van, ons het dit selfs gelees, oom Philip en hy, so het God ons kredes gelei, wat nou 'n bietjie die geskiedenis vertel, hoe die kerk op Cornelia 150 bruin lidmate het en 150 blanke lidmate het. Maar daar's nie apartheid nie, nee, kan ek sê, niks van dit nie. Waar hulle saam is in die Here dien en vreugde, en hoe mense tot bekering kom, hoe kerke geplant word, wonderlike tye. Ander mense sal onthou die bloeityd in die NG Kerk. Nee, tyd, as jy nou, kom ons gaan nou 150 jaar terug, in die tyd van Andrew Murray, die Skot, wat Suid-Afrika toe gekom het. Andrew Murray in die NG Kerk, daar was in die eerste 150 jaar, nadat Jan van Riebeeck geland het hier, net 5 kerke geplant, in 150 jaar. So 'n predikant met die naam van Nicolaas Hofmeyer, in die Wes-Kaap, en is als in die Wes-Kaap, nee? Nicolaas Hofmeyer, hoe hy die mense uitnooi bid hiertoe, vir 6 jaar, niemand in die gemeente kom nie. Wat hy aanhou bid hier probeer, niemand kom nie. Toe die herlewing kom in 1860, wie van julle het al gesien NG Kerkgeboue, wat vleuels aangebou het? So jy die kerk gebou en ons het so 'n bietjie uitgebou. Dis omdat die kerk te klein geword het vir almal wat wil kom bid. Jy kan in die kleinste dorp in Suid-Afrika gaan, daar's 'n NG Kerk. Hoekom? As gevolg van die herlewing en sending, mense wat geroep is tot bediening. Stellenbosch Universiteit het begin met daai doel, om predikante op te lei. En vandag natuurlik is liberaal, kan nie mense soontoe stuur om teologiese opleiding te kry nie, maar hoe sendelinge gegaan het oor die hele Suid-Afrika en buite Suid-Afrika, dat die NG Kerk 'n sterk sendingkerk ook was. En nou is daar dwaallering in die NG Kerk. Nou is daar sonde wat ingekom het. Sonde is nou goed. Ons praat dit nou goed. En ons praat nie net van hulle nie, ons kan praat van ons eie assosiasie van kerke. Ons kan praat van ons eie gemeente. Dat dinge nou so in 'n sin gewoon is. Nee, van wat ons geken het al voorheen. Daar's wonderlike dinge ook, ons ontken dit nie. Maar baie van dit is gewoon en dalk moet ons self sê in ons eie harte, ons moet voor die Here gaan praat en sê, het ek lou geword, Here? Het ek lou geword? Wat is die oplossing? Om ek sê vir jou wat die oplossing nie is nie. Daar's 'n herlewing in Oos-Afrika, is nou in die 1950s. En die ou wat dit skryf, hy sê nie wat 'n land nie, maar ek het op 'n ander boek van hom gelees, ek reken is Uganda. So herlewing in Oos-Afrika in 'n gemeente, en hulle het 'n wonderlike tyd beleef, en toe kom dit in wat Openbaring 2 van praat, julle het julle eerste liefde verlaat. So hulle het lou geword, hulle het koud geraak, harte het koud geraak. En toe bid hulle, en hulle bely hulle sonde voor die Here, en hulle sê, Here vergewe ons. Vergewe ons dat ons harte koud staan teenoor U, en teenoor U saak. Dat ons nie met daai hart het om verlorenes te vertel van Jesus nie. Dit loop nie meer oor die liefde vir Jesus nie.
En toe kom 'n baie slim man van 'n ander streek en hy kom besoek hierdie gemeente. Hy sê natuurlik, dis voor die hand liggend. Dis soos die jonges sou sê, dis obvious. Hoekom julle so lou geraak het. Hier's 'n village net hier. Wat doen julle om daai mense te bereik? Ek stel voor as julle hierdie liefdewewel in die brand kry, begin uitreik. Toe staan 'n ou man op wat baie wys is, toe sê hy nee. Dis 'n versoeking. Jy wil hê ons moet nou deur ons eie pogings hierdie ding weer aan die gang probeer kry. Ons het ons sonde aan die Here bely en hy sal kom en hy sal dit herstel. En toe gebeur dit. Toe die Here daai vuur so laat opvlam, hulle het weer na daai dorpie begin gaan om hulle inkopies te doen en soos hulle gaan deel hulle die evangelie. Een man kom tot bekering en toe nog een en toe nog een en toe nog een. Jy sien Openbaring 2 sê jy het jou eerste liefde verlaat. Die oplossing is nie begin nou beter dinge doen nie. Begin nou weer uitreik. Die oplossing is bekeer julle. Kom na die kruis toe en dan doen weer die eerste werke. Maar dit begin by bekering. Dit begin by 'n kniel voor die Here, 'n kniel voor die kruis en sê vergewe ons sonde, Here. Was ons met die bloed van Jesus. Die tweede woord is hoop. So daar's die eerste een is heimwee, tweede een hoop in vers 4 tot 6. Nou die volk, hulle soek meer as vers 1. Hulle wil nie net vers 1 hê, die Here het ons lot verander. Ons het nou teruggekom uit Babylon uit, ons is terug in Jerusalem, die tempel word nou herbou. Ons soek meer as dit. Ons soek meer as net sien die fondasie is gelê. En ons is terug in ons tuisland. Wat hulle soek is vers 4, verander weer ons lot, Here, so stroombeddings in die Negev. Here, stuur weer daai strome van seën. Stuur weer, soos in die Negev, dis heel suid in Israel, die Negev woestyn. Jy weet wat gebeur in die Namib as dit so baie reën, hè? Dit verander in 'n blommeparadys. Die van julle wat na Makwaland kyk. Daar hoef net 'n paar millimeter reën te val en dis of dit in die mooiste lenteklere aangetrek word, 'n nuwe jas wat aangetrek word vir die woestyn. Wat hulle voorbid is Jesaja 35, wat Rolf vir ons gelees het. Dat daai strome sal vloei in die dorsland. Wat hulle voorbid is Jesaja 44, dat die Here sy gees sal uitstort soos reën, Handelinge 2, 3000 bekerings op een dag. Wat hulle voorbid is, Here, stort dit uit, laat ons kinders groei soos bome wat geplant is langs riviere, in die groenigheid, in die gras, in die weiding. Wat hulle voorbid is Sagaria 8, dat die ou mense weer daar langs die fonteine sit of op die sypaadjie sit en hulle sien hoe speel die kinders in die strate van Jerusalem. Dat 10 manne van 'n ander nasie 'n Joodse kleed sal gryp en gesê, ons hoor die Here is saam met julle. Ons hoor die Here is by julle, ons wil saam gaan om hom te aanbid. Dat die nasie stroom na die nuwe Jerusalem toe, om die Here te kom leer ken. Wat hulle voorbid, is nie daai pitiful tempel nie, daai jammerlike tempel wat hulle bou nie. Wat hulle voorbid is Haggai 2 vers 7 tot 9, wat sê the latter glory of this house will be greater than the former. Dit sal groter wees as Salomo se tempel. Wanneer ons praat van die tempel wat Jesus Christus kom bou het. 'n Nuwe tempel waarmee hy besig is. En daai natuurlik is vervul, in Christus. Hy is die tempel, breek die tempel af, ek sal dit opbou in 3 dae, het Jesus gesê, en die kerk is die tempel. Waarna ons verlang is dit. Wanneer die seun van die mens verhoog word, sal hy al die nasies, alle mense na hom toe trek. En die nasies sal kom van Mosambiek en van Sudan, en dit sal kom van Noord-Korea en van Saudi-Arabië en van Brasilië, sal kom van Kanada en Amerika, van Portugal en Spanje, van Engeland, wat in Islam stroom in daar. Maar die Here sal red. Die Here sal red. En die Here sal, sê Romeine 11, hy sal as die verwerping van Israel soveel seën vir die wêreld beteken het, wat sal hulle volle insluiting nie beteken nie? As die Jode gered word, dit sal 'n massa herlewing omketen onder die nasie, sê Paulus. Soek jy dit? Sit jy vanoggend hier, of jy luister aanlyn en jy dink, ek het my siel voel leweloos, dit voel dood hier binne. Sit jy hier vanoggend en jy sê, my verhouding met die Here voel soos 'n woestyn, dit voel dor. Of miskien ons gemeente, is daar areas in ons gemeente waar ons so Simson is, ons weet nie eers die Here het ons verlaat nie. Ons wil nie so wees nie. Ons wil nie wees soos die gemeente van Sardes. Hulle het 'n reputasie dat hulle lewe. Almal dink hulle lewe, hulle dink hulle lewe. Maar die Here sê julle is dood, julle is aan die slaap. Julle doen nie wat julle voorheen gedoen het nie.
Waar is die bereiking van verlorenes? Weet jy, ek ondersoek my eie hart daar, gaan net nou iets daaroor sê. Maar wat ons behoort te bid is vers 4, Here, verander ons lot. Here, herstel ons asseblief. Here, kom werk onder ons, herstel dit, laat die strome vloei in hierdie woestyn, en laat dit weer lewe bring, kom doen iets. Waar gebeur dit? Dit gebeur wat Jesus gesê het, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit natuurlik het hy gepraat van die Heilige Gees. Kom na die kruis van Jesus opnuut. Ek wil jou uitnooi vandag. Kom opnuut na die kruis van Christus, as jy sê, dit is so droog geestelik in my lewe. Kom, want dis waar die lewende water vloei. Waar water en bloed uit Christus as sy vloei. Kom, en kom vind vergifnis en kom vind lewe. Dit het gebeur in Enfield in 1700s in New England in Amerika. Wat gebeur het is, Jonathan Edwards, daar het herlewing gekom in sy gemeente in Northampton, in die gemeente waar hy die leraar is. En toe sal weer 'n Great Awakening in 1741-42. En wat gebeur is, soos die herlewing versprei, oral kom mense tot bekering, gemeentes, daar's 'n oplewing, die samelewing. Oral in die strate oor jy jong mense praat, in die week, waaroor praat hulle? Oor die Here, waarvoor hulle gepraat het oor sondige en perverse goed. Behalwe in een dorpie met die naam van Enfield. En toes die mense in die ander gemeentes en dorpe wat Enfield omring, hulle is so besorg oor hierdie dorp. Die mense gee nie eens om wat daar herlewing is nie. Hulle gemeente, hulle gee nie om nie. En toe bid die mense in die omliggende dorpe, Here, asseblief moenie daai plek verbygaan nie. En toe moes 'n predikant daar preek en toe raak hy siek en hy kan nie. Toe vra hulle Jonathan Edwards, sal jy kom preek? En dis waar daai bekende preek, Sin is in the hands of an angry God. En die Here stuur herlewing in daai plek. So strome in 'n dorsland, so strome in 'n woestyn. Luister, as jy vers 4 gesmaak het, daai lewende water wat vloei in die woestyn, jy kan dit nie vir jouself hou nie, jy wil vers 5 doen. Jy wil die saadsak draai, nou moet hierdie woord na ander toe ook. Jy wil almal vertel wat die Here kom doen het. Dis daai mense wat vers 5 en 6 doen, wat hulle sug, en hulle huil met trane soos hulle saai, want hulle wil hê hierdie mense moet tot bekering kom. Het sy jou kinders of jou kleinkinders, of jou pa of jou ma, jou geliefdes, jou familie, jou vriende, jou bure, jou kollegas. Jy wil hê hulle moet ook die Here ken. Nou, vers 5 en 6 beloof 'n oes. Die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Die draer van die saadsak wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete terwyl hy sy gerwe dra. Dit het gebeur in Engeland. Daar was 'n man met die naam van William Booth. Party van julle weet van die heilsleer, nee, Salvation Army. William Booth het dit begin. En so hy stuur mense uit na dorpies en plekke in Engeland om die evangelie te gaan preek. 2 vroue wat die evangelie gaan preek het in 'n dorpie, hulle vertel mense van Jesus. Hulle sê vir hom, asseblief, skuif ons ergens anders. Hierdie mense se harte is soos graniet. Maak nie saak wat ons doen nie, ons kan by hulle pleit, ons kan die evangelie mooi verduidelik, ons kan dit illustreer, ons kan enige iets doen, hulle luister nie. Toe sê hy, skryf hy net 'n telegram terug, 2 woorde, try tears, probeer trane. En toe huil hulle voor die Here en hulle smeek, en toe kom daar een na die ander. Bekering, 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 bekering. Try tears. 400 na Christus, toe is daar 'n vrou, 'n baie bekende vrou in die kerkgeskiedenis, haar naam is Monica. En sy bid vir haar seun, dat hy tot bekering kom. Maar hoe meer sy bid, hoe erger raak hy. Hoe meer het hy sy sonde lief. Sy naam is Augustine. En sy bid vir hom en sy pleit, sy gaan na 'n predikant toe. Sy sê vir hom, asseblief, praat met my seun, hy het nou in vals lering betrokke geraak. Toe sê die predikant, ek gaan nie met hom praat nie. Hy is eiewys, hy volg sy eie kop, die Here sal met hom werk. Maak nie saak wat ek vir hom sê nie, ek gaan hom nie oortuig nie. Sy pleit by hom, asseblief, sy huil, praat met hom. Toe sê hy, woman, it is not possible for us, the son of these tears to perish. Die seun van hierdie trane sal gered word. En die Here het vir Augustine gered, Augustinus. So wat ons wil doen, is ons wil saai, sê vers 5 en 6, nee, wat ek vir die kinders vertel het, gelykenis van die saaier. Gelykenis van die koninkryk is soos die man wat gaan saai, nie die gelykenis van die saaier wat jy ken nie, maar verder in Markus 4. En daai ou gaan slaap in die aand, want hy weet hy kan nie saad maak groei nie. Hy kan net saai. En hy slaap en dan groei dit. Dit ontkiem, dan sal
steek die spruitjie sy koppie so bo die grond uit. Haai. En dan groei hy groter en dan is dit 'n volwasse plant en dan draai koring. Ja, veral waar lewende water is. Lewende water van die evangelie. So dis ons plig. Ons plig is om daai saad nat te maak met ons trane. Ons plig is om te doen wat Paulus gedoen het, my hartsbegeerte en gebed tot God vir hulle, dat hulle gered word, sê Paulus. Paulus het gehuil het oor sy eie volksgenote die Jode, dat hulle gered sal word. En dan verwag ons vers 5 en 6, as jy met trane saai, jy sal met blydskap die oes inbring. Jy sal met gejubel maai. Nou, voel jou hart miskien bietjie koud. Jy hoor nou hierdie goed en het sluit nou aan by oom Johan, by sending in Mosambiek. Hy sê my hart is koud, weet jy? 'n maand gelede, toe ek by 'n predikante byeenkoms. Elke derde donderdag van die maand ry ek Randburg toe. Pastors Fraternal. En ons gaan deur 'n boekie oor sending. En toe wys die Here vir my daar, soos ons praat oor sending, Iwer, jy het nie my hart nie. Ek het 'n hart vir die wêreld. En ek het dit bely aan die Here en gesê, vergewe my. Vergewe my dat my hart koud geraak het in terme van hierdie nuus deel met mense. So lief het God die wêreld gehad. Te hart. Waar is my hart vir Christus? Waar is my hart vir die wêreld? Weet jy, die oplossing hier is dieselfde as net nou, bely dit. Bely dit en sê, Here, herstel hierdie passie in my hart. 'n Passie vir Christus se eer onder die nasies. Herstel hierdie passie in my hart vir verlore mense. Fan into flame the gift that is in you. 2 Timoteus 1 vers 6. Give me grace to be a servant. Give me mercy for the lost. Give me passion for your glory. Give me passion for the cross. I will go where there are no easy roads. Leave the comforts that I know. I will go and let this journey be my home. I will go, Lord, where your glory is unknown. I will live for you alone. I will go because my life is not my own. I will go. So laat ons opnuut as 'n gemeente bid. Ek het besef ons bid dit nie meer nie. Vanoggend het oom Johan het gebid dat ons opnuut as 'n gemeente bid. Ek onthou daai bidure 2019 tot 2022 wat ons elke week gebid het vir arbeiders in die oes. Elke Sondag, elke Woensdag. En laat ons opnuut dit bid. Die mense so skape sonder 'n herder. Oes is groot, arbeiders min. Bid die Here van die oes om arbeiders in sy oes te stuur. Anderster is soos 'n man, die lui man, wat slaap terwyl dit ploegtyd is en dan kom oestyd en hy sien, maar hoekom is daar nie 'n oes nie? En dan wil ek ook sê, as ons bid vir arbeiders in die oes, dan moet ons verwag, die Here kan jou dalk stuur. Want die disippels, hy sê, bid vir arbeiders in die oes. Die volgende vers, toe roep hy die disippels, wat moes bid vir daai arbeiders. Die Here het met my gepraat hierdie week toe ek hierdie voorberei. Ek moes wegstap van my voorbereiding met die Here gaan praat en sê, Here, ek commit myself opnuut. Dis 'n hertoewyding wat ek maak toe ek Jesaja 6 vers 8 in my voorbereiding sit. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Hier is ek, Here, stuur my. Toe ek matriek was, toe gee die Here vir my daai vers 3 maal binne 'n paar weke. En ek het 'n lied geluister, ek het op die bank gelê en luister, en die lied se naam was Answer the Call. Wat gaan jy maak? I'm talking to you. En daar was Jesaja 6 vers 8, en ek het gesê, hier is ek, Here, stuur my. En ek het vir die Here opnuut hierdie week gesê, Here, hier is ek. Ek is in hierdie gemeente, dis waar U my geplaas het nou. Ek kom met my hele hart U hier dien. En waar kan die Here jou plant? En as die Here jou nie stuur, ergens in bediening, dit maak nie saak nie, jy hoef nie 'n predikant te wees om iets te beteken of 'n sendeling nie. Waar die Here jou gesit, en wat ons dan wil doen, ons wil medewerkers van die sendelinge wees, en bid dat hierdie evangelie vinnig hardloop en wen. En die harde grond sag maak met ons trane, en met ons gebede. En as die Here wil, sê vers 6, daai ou gaan saai, hy het uitgegaan en gaan saai, hy het teruggekom met die gerwe. Weet jy wat beteken dit? Hy is die oggend uit, die aand het hy die oes ingebring. Partykeer doen die Here dit. Soos 'n ou met die naam van William Cooper, ek sal hiermee afsluit. Ou met die naam van William Cooper,
Nie die ou wat hymns geskryf het nie. Anna William Cooper, 1724 in Boston. Of 1740 in Boston. Hy was vir 24 jaar 'n predikant. Toe die herlewing kom, toe sien hy binne 7 dae meer effek op sy prediking as in 24 jaar voor dit. Hy het die oggend uitgegaan en gesaai, hy het die aand die gerwe ingebring. So ons plig is eenvoudig, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want ons sal die oes inbring, as ons nie verslap nie. Kom ons bid saam. Vader, die saad is nou gesaai, boodskap is afgelewer, doen U nou wat U wil, Here. In Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met 'n verwerking van Psalm 126 op die wysie van How Sweet the Name of Jesus Sounds. So staan asseblief saam met ons. Kom ons ontvang die Here se seën. Mag die vrede en die liefde, die genade, die barmhartigheid en die ontferming van ons Here Jesus Christus met ons wees. En my gebed is saam met die tema van die preek vanmôre, Here. Herstel ons. Amen.